Welkom ook van my kant af. As jy wil weet hoe dit met my gaan, honger en moeg. En as jy geen idee het wat ek nou gesê het nie, dan was jy nie verlede Sondag hier nie. So mans het net 2 emosies het ek verlede week geleer. Ek het gedog ek het net 1, maar daar's daarom 2. So as jy dit gemis het, gaan luister. Mans het 2 emosies, Marcel, ons is honger en moeg. Gewoonlik is ons net honger, het ek gedink. Ons is tans besig met 'n preekreeks en toe ek en Ruda aan hierdie reeks gewerk het ons baie spesifiek gefokus op dit wat ons ervaar in ons gemeenskap. Ons gesit met baie gesprekke met baie van julle, weier as julle. Ek was hierdie week hier by die skool, ek het met die skoolhoof hier gesprek gehad, ek het die week wat kom met die skoolhoof by Pretoria Oos 'n gesprek, waar ons die 16 Augustus ons aandiens vir studente begin, onthou dit. En so ons hoor baie goed, ons hoor wat aangaan in huise, ons hoor waar mense is. En so, terwyl ons gesit en gesels het oor hierdie preekreeks, was ons aanslag dit wat mense voeling mee verloor. Jy verloor voeling met hoe dit met jou gaan. Waar is jy? En dan wat Gideon verlede week gepreek het, hoe Jesus vir ons die beeld is van weet waar jy is. Jy is meer as net honger en moeg. En so vandag gaan ons preek oor wees in voeling met die geestelike riem. En so julle kan julle Bybel saam met my oopmaak by Efesiërs 6. Ons gaan saam lees uit Efesiërs 6 vanaf vers 10. Nou dit is baie maklik en ons kan baie maklik baie dinge verduidelik solank ons dit kan sien. Nee, ek kan sien as daar spanning is by die werk. En daarom kan ek dit verduidelik. Ek kan sien as my besluit konflik veroorsaak. Het jy al ooit 'n tiener gesien reageer as jy iets sê waarvan hulle nie hou nie? Nee, jy kan sien dat jou besluit het so pas konflik veroorsaak. En jy kan dit verduidelik. Hulle is maar in daai fase. Pa weet nie alles nie. Jy kan ook sien wanneer daai finansiële druk so bietjie nader en nader kom en jou so bietjie meer en meer vasdruk. En jy kan verduidelik hoekom jy voel soos jy voel, behalwe honger en moeg. En dan kan jy ook, baie keer wys jou liggaam vir jou, dat daar iets fout is. En jy kan dit sien, né? Ek kan sien, as ek baie lanklaas gaan draf het. Ek sien dit aan my broeke. Jy kan dit verduidelik. Ek kan verduidelik hoekom almal van julle kan sit volgend, want daar is 'n stoel onder jou, en ek kan sien dat daar is 4 pote onder jou, en so dit wat ons sigbaar kan sien, kan ons maklik verduidelik. Maar wat daarvan, as die sigbare realiteit nie die volle realiteit is van jou lewe nie? As dit nie die volle storie is van dit wat jy met jou oë kan sien nie. En dit is presies die realiteit wat Paulus ons innooi om raak te sien in Efesiërs 6. En ek gaan vir ons lees vanaf vers 10. Ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en, nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek. En by dit alles die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vuurige pyle van die bose te blus. Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Heilige Gees, ek bid in hierdie oomblik, dat U vir ons hierdie skrif sal kom oopbreek. Vader, ek bid dat U engele aangaande ons sal stuur om 'n laar te vorm, om hierdie saal volgend, dat niks sal kom om te probeer steel van die woord nie. Dat ons vanoggend sal hoor, en sal sien.
In Jesus naam, amen. En so die tema van my preek vanoggend is, jy is in 'n stryd, staan vas. Jy is in 'n stryd, staan vas. Nuutste navorsing in Amerika het bevind dat hoor gou mooi, slegs 52% van gelowiges glo dat daar 'n geestelike riem is. Glo dat daar so iets is soos 'n duiwel, bose geeste, magte, demone, selfs engele. Slegs 52% glo dit. Met ander woorde, 48% van gelowiges in Amerika vanoggend glo nie dat daar 'n geestelike riem is nie. Dit is maar net 'n storie wat ons iewers in die kinderbybel gelees het. En so dan moet ek ook vanoggend sê dat sekeres van julle dalk hier sit en nie glo dat daar is 'n geestelike riem nie. Dat daar iets soos bose geeste en magte en heersers van die hemelruim bo ons is nie. En een van die gevolgtrekke wat mens dan doen, en as dit is waar jy jouself vanoggend bevind, is jy gee nie regtig om wat jy of jou kinders na kyk of luister nie. Een van julle kinders al die nuwe Minions fliek gaan kyk? Moenie dat hulle dit sien nie. Wanneer jy nie bewus is en nie glo in die realiteit van die geestelike riem nie, sal daardie goed vir jou bloot onsin wees en jou kinders sal daaraan blootgestel word. Maar miskien sit jy vanoggend hier en jy's deel van die 52% en jy sê ek glo in die geestelike riem. Ek glo daarin. Ek glo dat dit reg is. Maar baie keer raak ek daar nie net so 'n bietjie uit voeling met die realiteit van die geestelike riem. Nee? En dan begin ek goed sien vir wat dit nie is nie. Ek sien nie die goed regtig vir wat dit moet wees nie. En dit het verlede jaar met my gebeur. Ek het een middag my plekkie gaan sit, waar ek altyd sit om my preek voor te berei. Bybel was oop, notaboek langs my, en vir een of ander rede kon ek daardie middag glad nie my oë oophou nie. Daar was hierdie uiterse moegheid oor my, amper soos dit wat mense vir ons verduidelik wat fisies uitgebrand het. Dis waarna ek het toegeskryf het, nie dat ek fisies uitgebrand het, maar daai moegheid moet dalk so wees. En dit het aangehou vir dae. En daar was geen logiese verduideliking vir hoekom ek so moeg is nie. Ek het goed geslaap, so ek was nie moeg nie. Ek het goed geëet, so ek was nie honger nie. Daar was geen logiese rede nie. En so die gevolgtrekking is, ek en Susan het weggegaan, sodat ek bietjie kon rus. En is in hierdie tyd, dat die Heilige Gees my na hierdie skrif toe vat, Efesiërs 6, en ook Daniël 9 en 10. En my oë het oopgegaan vir die waarheid, die realiteit waarin ek myself bevind het. Ek was so gefokus op die fisiese omstandigheid waarin ek myself bevind het, dat ek voeling verloor het vir die stryd waarin ek myself bevind het. Vir 3 maande lank, voor daai tyd, was my dae gevul met baie ernstige, emosioneel belaaide gesprekke oor 'n besluit wat ons as leiers gemaak het. Dag na dag was ek in hierdie gesprekke betrokke, emosioneel, hard. In vers 12 staan daar, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En my oë het oopgegaan vir die realiteit dat ek myself bevind in 'n stryd, 'n geestelike stryd, waarmee ek voeling verloor het. As jy Daniël 9 en 10 lees, as verlede week gevra, gaan lees dit, ek gaan nie tyd hê vanoggend om dit te gaan lees, maar gaan lees dit. Sal jy sien dat in sy fisiese realiteit het Daniël gebid en gevoel dat die Here nie sy gebed beantwoord nie. Vir 21 dae het hy gevas en gebid vir die volk, ingetree namens hulle vir hulle sonde. Hulle was in ballingskap op daardie stadium. En dit was stil. Het jy al so gevoel, jy bid en is stil. En dan begin mens draai na die plek toe, die Here hoor my nie. Die Here ontferm hom nie oor my nie. Dis wat ek dit aan toeskryf in my fisiese realiteit. Maar dan verskyn engel Gabriël in hoofstuk 9 en 10 aan Daniël. En hy verduidelik aan hom, hy antwoord hom, hy groet hom met hierdie woorde: O Daniël, die een, you are highly esteemed in heavenly places. Daar is 'n hoë denke van jou in die hemel. Kan jy dink dat 'n engel jou so groet in die oggend? My vrou groet my elke oggend so.
Die dag toe jy begin bid het, dag nommer 1 is die antwoord gegee. Maar op pad na jou toe met die antwoord, het die prins van Persië my verhoed om by jou uit te kom. En ons praat nie hier van die fisiese, menslike prins van Persië nie. En vir 21 dae, Daniel, was ek in hierdie stryd teen hierdie prins, hierdie demoon, hierdie mag oor Persië. Soveel so dat Michael, die engel, my moes kom help teen hierdie prins. En daarom kan ek nou vir jou die antwoord bring. En daardie oomblik het Daniel se realiteit verander. En het hy die volle prentjie gesien. Toe ek daardie skrif lees, het my realiteit verander en ek het die volle prentjie gesien. My stryd vir 3 maande was nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste en magte en die gesag in die hemelruim. Wat ek nie vanoggend sê nie, jy moet my mooi luister. Ek sê nie dat elke fisiese uitdaging, elke fisiese probleem 'n demoniese probleem is nie. Dis nie wat ek sê nie. As jy nie eet nie en jy is honger, dan is dit nie 'n demoniese ding nie, jy is honger. Ek sê nie vanoggend dat elke fisiese probleem 'n demoniese probleem is nie. Ek sê ook nie dat elke moeilike dag of elke emosionele ervaring ons dit moet toeskryf aan die duiwel nie. Maar die teenkant is net so gevaarlik, wanneer ons slegs begin fokus op die fisiese en voeling verloor met die geestelike stryd waarin ons onsself bevind. Die geestelike stryd is 'n werklikheid. Let op hoe Paulus dit formuleer in vers 12. Hy begin vers 12 deur te sê, ons stryd. Ons stryd. Dit is persoonlik. Dit is nie beperk tot sekere mense nie. Dit is 'n werklikheid. Dit is teenwoordig oral om ons. Dit is teenwoordig hier vanoggend. Vanoggend is daar magte en gesagte uit die bose wat probeer steel van die woord in jou hart. Wat jou laat dink aan ander goed. Dit is teenwoordig. Ons is nie maar net 'n geestelike mens wat ons soms in 'n geestelike omstandigheid bevind nie. Paulus beskryf die lewe hier deur te sê, dit is 'n stryd teen geestelike magte in die hemelruim. En so dit beteken vir jou en my vanoggend, dat wanneer ons in sekere situasies staan, voor sekere mense staan, dan moet ons verstaan dat daar iets moontlik, daar meer tot hierdie stryd of gesprek is waarin ek myself bevind. Dat daar meer tot hierdie gesprek is as wat ek tans ervaar. Of dat daar meer tot hierdie gebeurtenis is as wat ek tans daar kan verduidelik. Ek het 'n vriendin gevra om my vanoggend te kom help om dit so bietjie vir julle verder te verduidelik. Hier is Danel Steinbach. Julle kan haar 'n handeklap gee. Môre familie. Hy sê hou gou 'n bietjie vas. So, dat ons net gou weer die punt maak. Dit beteken dat daar sekere omstandighede is waarin ons soms bevind. En ons probeer dit beskryf met ons woorde. Dis wat gebeur het, dis wat ek ervaar het. Ek was maar net moeg. Maar as ons verstaan dat die stryd werklik is daar baie keer iets agter dit wat ons moet raak sien. En so, ek het vir Daniel gevra om 'n gebeurtenis met ons te kom deel wat met hulle as gesin gebeur het hierdie week. So, donderdagoggend het ek so pad om reg te maak en my dogtertjie gaan graad 1 toe, so julle weet, die wat nou al geloop het, dis my eerste keer, so dit was my 'n groot ding van laasweek af, om al die papierwerk reg te kry, ensovoorts, en die stelselbom uit. So dit was donderdagoggend, en ek het 'n meeting, en as die son daar is, hoekom maak jy nie gordyn oop nie, nee? So die oggend, ek soos Here, wees met die meeting, ons het 'n paar goed waarvoor ons vertrou, en dan het ons 'n lekker speel die middag, en ek het actually al getoets. Hoe jy nie eenvoudige goed vir die Here net sê, wees met ons met die speel, en laat dit 'n lekker speel is, en as jy dit nie doen nie, dis regtig, daar is 'n verskil. Die Here, as jy die Here net innooi, en selfs die eenvoudige van 'n speel. So, ons gaan toe in die middag na die speel toe, en
my dogtertjie en haar maatjie hardloop buite rond en dit is mos die lekkerste om daai vreugde te hoor van 'n ou kind wat so lekker speel met hulle maatjie. En ek en my vriendin is op pad uit met die 2 kleintjies, maar ons is nou nog nie buite nie. En die volgende oomblik hoor ons iemand buitekant roep die maatjie se naam en my vriendin gaan uit. En soos wat ons uitgaan, kom my dogtertjie nou met hierdie persoon aangestap. En haar handjie is, ek kan sien sy het seer gekry en haar handjie is vol bloed. En ja, daai gevoel kan mens vir niemand beskryf, daai oomblik wat jy daai sien nie. En ek kyk agter haar kop en haar kop is vol bloed agter. So wat gebeur het is hulle het op die dak geklim en so vinnig, hulle het op die dak geklim, ek het nie eers in my lewe gedink sy gaan 'n dak klim nie. En sy het op 'n 2 meter hoë ding gespring, want dit was die enigste manier om af te kom op daai oomblik. En sy het haar balans verloor en sy het geval en sy het op haar kop geval. Ek het haar letterlik gevat en my seentjie gelos by my vriendin. En met dit is ek soos, en die eerste leen wat inkom, is die vyand is, waar was jy? Ek het my dogtertjie, en dit is een van die grootste goed, ek dink, hoe die vyand mens aanval, is met die skuld van 'n mamma. Jy was nie goed genoeg nie, jy was nie daar nie. En daai oomblik wat sy my nodig gehad het, was ek nie daar nie. En ja, ek bid en op pad na die hospitaal toe. Nou het ek my seentjie gelos by my vriendin, wie ek 100% my lewe vertrou. En dit gaan nie oor haar nie. Maar my seentjie is baie vas aan my. As ek net te vinnig van hom af wegloop, dan begin hy te skree. En so nog weer eens 'n opening vir die duiwel wat inkom en sê, ja, jy los jou kind, nou gaan hy trauma hê. En ja, fast forward, ons is by die hospitaal vir 4 ure. Julle, die Here is net, ja, sy het 2 sulke skraapmerkies op haar kop en een agter haar oor gehad. Nou ons weet 'n kop kan baie bloei, maar as jy weet van hoe hoog sy afgeval het, daar was steels, daar was, ja, en sy was net altyd bang sy moet 'n inspuiting kry of steke kry, en toe die suster vir haar sê, jy hoef nie dit te kry nie, en toe dink sy, dis die lekkerste plek ooit. En dit was 4 kwaliteit tyd ure vir ons daar, maar hoe die Here net ingekom het, en in haar hart kom werk het, en in my hart, en julle gaan nie glo nie, maar in 'n hospitaalbed het hy genesing gebring vir 'n mamma hart, maar ook vir my dogtertjie, en ons baie details daar agter, maar ek wil net eintlik eindig daarmee om te sê, ja, ek het huis toe gegaan en ek was dankbaar, so dankbaar. Sy het nie steke gekry nie, ons moes toe 'n breinscan ook doen, want sy het 'n hematoom agter op haar koppie gehad as gevolg van die bloeding. Maar die breinscan was skoon, was heeltemal niks, glad niks gewees nie. So prys die Here vir dit. En ek het nog steeds met daai dankbaarheid gaan ek huis toe. En jou hart is stikkend, want ja. Sien julle die fisiese, hallo, daar was hy. Die fisiese, as julle die videoetjie kyk, hulle het 'n videoetjie gemaak. 6-jarige dogtertjie spring van 'n dak af op 'n watertank, val agteroor op sement. En dis al waarmee die kind wegloop. En so die leuen van die duiwel gebruik hierdie onmiddellik om vir Danel te kom vertel, sy's 'n slegte ma. Ek het al uit 'n boom uitgespring, onderste bo gehang, want my veter het vasgehak toe ek klein was. Ek dink jy sit baie ma's wat gegil en lag en sê, ek kan relate. Maar dis nie al tot hierdie storie nie. As ons daar stop en as ons nie verstaan dat die geestelike stryd 'n realiteit is nie, dan is hierdie uitsonderlike getuienis en dit is volgend. Maar daar's meer tot die realiteit. Daar is iets wat gebeur het voordat klein Ellaitjie geval het. Wie nie gou dit met ons deel nie. Ja, julle so, hulle was nog altyd, haar gunsteling storie is, ek ekskuus vir die woord, die gospel. So in haar Bybelstorie is dit maar waar Jesus inkom op die donkie, met die palmtakke, hoe hy vervolg word, en dan die kruisiging en die opstanding. So, en kindertjies sê, wel ek sê mos, maar mense hoor dit baie keer, dan sê hulle, maar Jesus is in hulle hartjie, en ons is baie reël oor ons verhouding by die Here in die huis, laat hulle kan die verhouding, ek sê altyd vir die Here, as mens een ding kan regkry, en die een wat mens
weet, hulle het vanoggend ook genoem, en ek so mooi, is as jou kind Jesus aanvaar het as hulle verlosser en as hulle verhouding met hom het en hom lief is vir hom, en daaruit weer mense lief het. Maar in elk geval, sy het altyd dit gesê, en dan sê ek soos, ek glo haar, 100%, sy het baie honger vir die Here. Maar mens kom ons maar baie keer dan dink jy, maar ons moet dit en dit en dit doen, en hoe die Here net vir my kom sê het, ek is haar pa. En ek sê toe, want ek sê toe vir myself, okay, maar volgende keer as ek met Susan praat, of met my skoonsussie volgende week, dan moet ons net daaroor praat, want ek wil net seker maak, ek help haar reg, ek doen die regte ding, en om die waarheid vir haar te vertel. En woensdag aand sit ek aan die bed, en sy wil weer die Gospels, die storie lees van Jesus, en ons letterlik gaan in elke detail, soos sy ken van sonde, sy gaan oor Judas wat Jesus verraai het, en die ouens wat, elke detail, en ons kon mooi verduidelik, omdat nie in al die detail so fyn gaan nie, en sy sê vir my, maar mamma, ek wil Jesus in my hartjie innooi. Ek sê, maar sy is opgewonde, sy het so gesiggie, ek kan nie dit verduidelik vir julle nie. Iets het net in daai kleintjie se hart gebeur. En sy sê, maar hoe doen ons dit? Ek sê vir haar, nee, sy sê, dit is maklik. Ons bid hierdie, bid agter my aan, en sy bid agter my aan. En hierdie gaan nou ook snaaks klink, maar vroeër in die week, ons salf, as ons in die aand hulle in die bed sit, so ons leer hulle van salf en salwing en al daai, en ons het daai week en bietjie voor dit, het ons nie gesalf nie, net want, dit is besig, en dan, jy weet mos hoe mens kan so in die fisiese vasgevang word. En ek het, ons olyfolie was amper op, en ek wil half die bottel weggooi, en iets sê vir my, moet dit nie weggooi nie. Ek sit dit terug in die kas, want ek's besig. En, maar dit was vroeër in die week, en sy sê vir my, mamma, hoekom salf ons nie meer nie? Ek sê, sussie, ons moet eintlik, ons het net te besig geraak. En dit is nie 'n verskoning nie. Ek sê vir wag, ek dink daar sal olie oor in die kas. Ons hol, my man vra nooit uit vir my, wat, die hele toe so gehol in die gang, want hy het my uit my sienkie in die bed gesit. Al wat ek net, en ons het daar gesalf, en sy het gebid, en sy sê toe vir my, mamma, nou moet ons want sy vra toe van die disippels, en ek sê vir die disippels, is die rede dat ons, en saam met die Heilige Gees, dat ons nou van Jesus kan ken. En sy eindig mee om vir my te sê, maar mamma moet vir Boetie ook kry, en vir hom ook vertel, dat hy Jesus kan in sy hartjie, en ek gaan my maatjies vertel. En dis nie iets wat ek gedoen het nie, dis iets wat die Here kom doen het. Ek het nog nie eens daai gesprek met Susan gehad, om te sê, wat moet ek doen, hoe moet sy daai presiese gebed weet nie, dis die Here. Ja. Klein Ella staan op die dak, sy spring af, skrapie. Die aand voor dit, het sy 'n lewende ontmoeting gehad, met die koning wat op die troon sit. En die duiwel het alles probeer, om haar lewe te verwoes. En die Here het haar beskerm. Sien jy nou die volle prentjie? Hoe ons somtyds voor 'n situasie kan staan, en nie totaal raak sien waarmee die Here besig is nie. Die stryd is 'n werklike stryd. En die vraag vanoggend is, glo jy dat hierdie stryd wat rondom ons aan die gang is, 'n werklikheid is? Want hier is die ding wat ek en jy moet verstaan, daar is geen passiewe posisie in hierdie stryd nie. Jy is of aktief besig om daarteen te staan, soos wat die Bybel ons roep, of jy is passief besig om te verloor. Daar is nie 'n ander opsie nie. Die stryd is 'n werklikheid, en die vyand is 'n werklikheid. Hoor wat sê hy in vers 12. Hy stel hierdie vyand aan ons voor, dis die owerhede, die magte, die wêreldheersers van hierdie duisternis. Onthou jy die prins van Persië? Glo jy dat daar moontlik 'n prins van Pretoria is? Die bose geeste in die hemelruim. Hoe lyk hierdie stryd waarin ons onsself bevind? Paulus kom en hier in Efesiërs 6 dan ontbloot die skrif, hy vertel vir ons, die skrif ontbloot Satan as een wat kom om ons te versoek. Hy is die een wat kom om te lieg, hy is die een wat kom om te bedrieg, om jou te ontmoedig.
Nee, om jou depressed te maak. Hy is die een wat kom om verwarring te bring. Hy is die een wat kom om te vermoor, om te moor, om te slag en dood te bring. Dit is wie Satan is. En so hoe lyk hierdie stryd? Dit is die leuen, Daniel is nie 'n goeie mamma nie. Dit is die leuen wat jy begin glo. Dit is hierdie versoeking wat jy aan begin toegee. Hierdie ontmoediging, soos Daniel, ek bid en ek smeek en ek staan op hierdie woord wat die Here vir my gegee het, maar niks gebeur nie. En oor tyd begin my geloof verswak. Hoe lyk hierdie stryd? Dit is die verwarring wat hy bring, sodat jy nie duidelik kan sien nie. Hoe lyk hierdie stryd? Dit is wanneer die konflik begin persoonlik raak. Wanneer mense se woorde jou begin sny. Dit is wanneer hy jou aanval om jou identiteit te steel, jou karakter te steel, jou geloof, jou roeping te steel. Baie van ons sit hier en die Here het 'n woord oor jou lewe gespreek. Jy weet, jy het dit neergeskryf. En dan ewe skielik begin goed in 'n heel ander rigting beweeg. Die duiwel probeer om jou roeping te steel. En so 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra as gelowiges is waarmee is die vyand besig? In elke situasie, wanneer ek voor Leon sit en ons het hierdie moeilike gesprek, is dit vir my om te sê, Here, waarmee is die vyand hier besig? Wat is agter hierdie gesprek aan die gang? Jy sien, want die duiwel is nie net bloot besig om seker te maak dat jy 'n slegte dag het nie. Hy is uit om jou lewe te verwoes. Hy is uit om jou verhoudings te verwoes, jou familie te verwoes, jou geloof te verwoes. En hy is onverbiddend, knaand in sy aanslag. Daarom moet ons hierdie stryd ernstig neem. Paulus kom en in vers 12 sê hy nie net vir ons wie die vyand is nie, hy sê ook vir ons wie die vyand nie is nie. Ek lees gou vir julle. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hierdie is 'n belangrike onderskeid. Ons moet verstaan wat Paulus hier probeer sê, anders te gaan ons begin om die verkeerde vyand te begin beveg. Nee? Daardie persoon is my vyand. My huweliksmaat raak my vyand. My kollega by die werk is my vyand. My kind is my vyand. Ons kom nie oor die weg nie. My baas is my vyand. En as jy die baas is, al my werknemers is my vyande. Dit beteken nie dat mense nie goed verkeerd doen nie. Mense doen goed verkeerd, ek doen goed verkeerd. Dit beteken ook nie dat daar konflik is wat ons nie ooit hoef aan te spreek nie. Beteken ook nie dat daar is somtyds tye wanneer ons grense moet trek. Ons moet somtyds in konfliksituasies ingaan. Bybel sê yster slyp yster. Maar wat Paulus hier vir ons probeer sê is dat ons nie die persoon voor ons moet misgis met die vyand wat agter die stryd besig is om tweespalk te bring tussen jou en die persoon nie. As die duiwel dit kan regkry, dat ek en jy die persoon voor my sien as die vyand, dan het hy jou in die verkeerde stryd ingetrek. En dan begin jy jou energie gebruik om iemand te beveg wat God jou geroep het, om lief te hê. En so waarmee is die vyand hier besig? Dis die vraag wat ons moet vra. Is hy dalk besig om te probeer om verdeeldheid te bring? Dat bitterheid moet posvat in my hart. Is hy dalk besig om te probeer dat vrees in my lewe vasgevang word? Of dat hy my karakter probeer ondermyn, of dat hy selfs probeer dat ek my fokus wegskuif van Jesus af. Dit is die soort onderskeiding wat Paulus ons toe na roep in Efesiërs 6, wanneer hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hê onderskeid in die situasie. Is dit maar net, my seentjie is moeg, want hy het nie geëet nie, en hy het nie lekker geslaap nie, of is hier iets anderste aan die gang? Hê onderskeid. Die stryd is 'n werklikheid.
Hoe moet ons hierdie stryd aanpak? Vers 10. Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Hierdie is 'n kernvers vir jou en vir my om te verstaan hoe dit lyk om te staan teen die aanslag van die duiwel. Ons posisie is nie van toepassing of is nie gebou op hoe sterk ek en jy is of dat ons moet sterker word nie. Nee, ons posisie in hierdie stryd is om te staan op die sterkte van wie die Here is. Om te staan in wie hy is. Net soos wat Michael, die engel, dit doen. Hoor gou wat sê Judas in hoofstuk 1 vers 9. Dit is die een hoofstuk Judas net voor Openbaring. As jy nie geweet het dat daar so iets is in jou Bybel nie. Selfs Michael, die aartsengel, toe hy van die duiwel verskil en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het, kan ek net gou daar stop. Die geestelike realm is 'n realiteit. Kan jy jouself indink dat die aartsengel, Michael, sit en hy is besig in konfliksituasie met die duiwel oor Moses se liggaam? Dit is goed waarvan mense flieks maak. Maar dit is 'n realiteit. En hoe tree Michael op in hierdie argument? Selfs Michael, die aartsengel, toe hy van die duiwel verskil en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het, het dit nie gewaag om lasterlik oordeel uit te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou straf. Mag ons verstaan dat ons posisie in hierdie stryd is, in wie die Here is, en nie hoe sterk ek en jy is nie. Wat is hierdie krag wat Paulus van praat in vers 1 waarop ons moet staan, die krag en sy mag. Hy verduidelik dit vir ons in hoofstuk 1, vers 16 tot 21, heel in die begin van die brief, dan bid hy dat die oë van gelowiges se hart verlig sal word, sodat ons kan sien en verstaan. Hoor wat sê hy in vers 9, wat moet ons sien en verstaan? Wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, dit is die mag waarin ons moet staan. Hoe lyk hierdie mag? Vers 20, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood uit opgewek het. En Christus is verhoog, vers 21, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Dit is die krag waarin Paulus ons roep om sterk te staan. Dit is nie, ek staan in hierdie stryd op grond van my vermoë om aan te hou nie. Ek staan in die opstaaningskrag van God, wat hy in Jesus uitgeoefen het. Vriende, Jesus is nie besig om te probeer uitvind of hy hierdie stryd kan oorwin nie. Hy het klaar oorwin. Hy regeer. En elke mag en gesag is onder sy voete geplaas, sê hoofstuk 1. Daarom staan ons in hierdie stryd. Ons sien die stryd vir wat dit is. Ons bid vir onderskeiding, maar ek en jy staan in die krag van die een wat opgestaan het en die een wat oorwin het. Prakties, want dis wat my vrou altyd vir my sê, great preek, hoe lyk dit prakties? Hoe staan ek en jy prakties in hierdie krag en mag? Vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vers 13. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat jy op die dag van onheil weerstand kan bied. Vers 14. Staan dan vas. Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente in Efese, terwyl hy in die tronk is in Rome. Vasgeketting elke dag aan 'n Romeinse soldaat. Gaan lees Filippense 1 en hoofstuk 1 en 2 en dan sal julle sien hoe hierdie ouens een na die ander tot bekering kom. Kan jy imagine, jy is vasgeketting aan een van die mees dinamiese evangeliste, Paulus. Hy het nie sy omstandighede gevat vir wat dit is nie, maar gesien dat dit is 'n stryd. En dan begin hy praat. En hy kyk na hierdie soldaat en hy gebruik sy wapenrusting om vir jou en my te verduidelik, prakties, hoe lyk dit om te staan? Hy sê, staan in waarheid.
die gordel. Staan in geregtigheid, die borsplaat. Staan in die verlossing, die vrede van die evangelie, die skoene. Staan in geloof, die skild. Staan in die sekerheid van jou verlossing. Staan op die woord. Staan in gebed. Ons posisie om te staan in hierdie stryd beteken nie dat ek en jy elke oggend moet wakker word en sê, hoe gaan ek vandag Satan konfronteer nie. Ek weet daar's mense wat rondloop en dink, ek is uit om oorlog te maak. Paulus sê, staan. Staan. Ek staan nie in die oggende op om te sê, hoe gaan ek die duiwel konfronteer nie. Maar wat dit wel sê is, wanneer die aanslag kom, moenie jou posisie opgee nie. Staan. Wanneer daar die leuen kom, staan in die waarheid, die gordel. Jy is nie 'n goeie mamma nie. Jy is nie 'n goeie pappa nie. Here, ek is die beste mamma vir hierdie kind, want U het gekies om haar vir my te gee. U het gekies om my haar mamma te maak. Staan in die waarheid. Wanneer daar die versoeking kom, staan in geregtigheid. Jy is vrygemaak. Die Bybel sê dat in Christus het ek en jy deur genade die vermoë om nee te sê. Staan in geregtigheid. Die sanctification, die heiligmaking wat in ons plaasvind, staan daarop, die borsplaat. Wanneer konflik kom, staan in die evangelie van die vrede. Wat is die evangelie? Jesus, die koning van konings, lê sy kroon neer. Hy neem die vorm aan van 'n mens, sodat ek en jy deur sy dood en opstanding lewe kan hê. So in daardie konfliksituasie lê ek my posisie neer. En ek kies om die mense te wees om te hoor, om te luister en om die ander persoon in ag te neem. Dit is wat dit beteken, die skoene van die vrede van die evangelie. Wanneer vrees kom, staan in geloof. Here, U het nie vir my 'n gees gegee van vrees nie. Here, ek hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. U sê dat U kyk na die lelies van die veld, die voëls in die lug, hoeveel te meer sal U na my kyk. Staan in die geloof. Wanneer jou identiteit aangeval word, staan in die sekerheid van jou verlossing. Wie is jy in Christus? Iemand gaan vir jou sê, weet jy wat, jy's 'n loser. In Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. Ek is 'n prins, ek is 'n seun van die lewende koning. Staan in jou nuwe identiteit wat jy in Christus gekry het. Wanneer daar verwarring kom, staan op die waarheid van die woord. Jesus self, toe die duiwel hom aangeval het elke keer gesê, daar staan geskrywe. Psalm 119 sê so mooi vir ons, die woord is 'n lamp vir ons voete. Staan wanneer daar verwarring is op die woord. En wanneer jy nie weet wat om te doen nie, staan in gebed. Jesus, Here, ek moet nou in hierdie meeting ingaan en ek weet nie wat die uitkoms gaan wees nie, maar dit gaan 'n moeilike vergadering wees. Hier is baie emosies ter sprake. Here, help my. Here, ek bid dat U my gedagtes en my emosies gevange sal neem. Staan in gebed. Ons vertroue in hierdie stryd is nie op hoe sterk ek en jy in die gees is nie. Ons vertroue in hierdie stryd en wat ons help om te staan is sy krag en sy mag. Daarom, wanneer hierdie stryd kom, staan in jou posisie wie jy is in Christus. Moenie die verkeerde vyand veg nie. Moenie in jou eie krag probeer om hierdie stryd te veg nie. Weet dat hierdie stryd 'n werklikheid is. En bo al hierdie goed, weet dat hy die dood oorwin. Hy is verhewe. Hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy regeer oor alles, sigbaar en onsigbaar. Die stryd is 'n realiteit. Staan vas. Ek weet nie waar jy jouself vanoggend bevind nie. Dalk is jy in die midde van 'n stryd en jy sien dit nie raak nie.
Ek gaan 'n geleentheid skep waar ons kan bid vir mekaar, dat die Here jou oë sal open, en dat jy die omstandighede vanoggend voor jou sal sien, vir wat dit is. Of miskien is jy op 'n plek vanoggend, waar soos ek, jy op 'n plek is waar, jy is fisies besig om die stryd te verloor, omdat jy geestelik stomp is, uitvoeling is, vir wat besig is om te gebeur. Niks van hierdie goed waar ons vanoggend gepraat het, hoef ons bang te maak, hoef ons onseker te laat voel nie. Want in Christus is ons meer as winnaars. Groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is.